Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou, daar's 'n baie fyn lyn tussen om jou man te staan en selfsugtig te wees. Tussen om vir mense te sê, hier is wie ek is, hier is my grense, hier is wat vir my belangrik is. En om aan die ander kant te sê, dis wie ek is en almal rondom my moet net eenvoudig daarbey aanpas. En ek dink ons almal leef iewers in daardie spanning. Want waar hou jy op? En waar begin die ander mense in jou lewe? Ons leef in 'n tyd waarin ons so bewus geraak het van persoonlike grense, emosionele behoeftes, selfliefde en persoonlike ruimte. En dis goed, jy moet weet wie jy is. Jy moet soms nee kan sê. Jy moet kan opstaan vir dit waarin jy glo. Maar daar is 'n gevaarlike oomblik wanneer selfrespek verander in selfgesentreerdheid. Wanneer ek moet myself wees begin beteken, ek hoef nie meer rekening te hou met jou nie. Want die feit dat jy die reg het om jouself te wees, beteken nie jy is die enigste mens in die vertrek wat daar die reg het nie. Die ander mens mag ook bestaan, hulle mag ook grense hê, hulle mag ook moeg wees, hulle mag ook anders dink, hulle mag ook soms nee sê, hulle mag hulle opinies lig. En dalk is dit een van die grootste en moeilikste goed van menswees, om jou eie menswees te beskerm sonder om iemand anders se menswees te vertrap. Ons raak veral sensitief wanneer ons ego gekrenk word. Iemand doen iets wat nie vir ons lekker is nie en skielik voel dit soos 'n aanval. Iemand respekteer nie die verwagting wat ons eers uitgespreek het nie en dan dink ons, jy gee nie meer om nie. Iemand doen iets anders as wat ons sou doen en ons interpreteer dit as verwerping. Maar hier kom 'n belangrike vraag. Is alles wat iemand doen werklik oor jou? Die beginsel van the Four Agreements herinner ons onder andere daaraan om nie dinge persoonlik op te neem nie. En dit is baie moeiliker as wat ons dink, want agter ons behoefte om raak gesien te word, lê daar dikwels 'n dieper behoefte. Sien jy my? Is ek belangrik vir jou? Maak ek saak? Is ek geliefd? En daarom kan iets kleins soms so groot voel vir ons. Maar hier is die waarheid wat ons moet leer. Nie alles wat vir jou belangrik is noodwendig vir iemand anders op presies dieselfde manier belangrik nie. Dit beteken nie hulle gee nie om nie. Miskien stuur jy altyd 'n boodskap wanneer iemand 'n moeilike dag het op WhatsApp en dan verwag jy dan hulle moet dieselfde doen op presies dieselfde manier wanneer jy swaar kry. Maar hulle wys dalk liefde op 'n ander manier. Miskien bel hulle jou nie, miskien maak hulle koffie. Miskien sit hulle net langs jou. Miskien weet hulle eenvoudig nie hoe om dit te sê nie. Ons maak so maklik ander mense se gedrag 'n verklaring van hulle liefde vir ons. Nou soms is iemand se gedrag net hulle gedrag. Dis nie 'n aanval nie, dis nie 'n verwerping nie, dis nie 'n bewys dat jy nie belangrik is nie. En dan kom ons by nog 'n moeilike ding. En dit is kritiek. Want wanneer iemand wat vir ons lief is, vir jou iets sê soos, jy doen dit verkeerd, of ek dink jy moet hierna kyk, of hier is iets in jou gedrag wat jou en ander mense seermaak, dan voel ons dit nie altyd vir ons soos liefde nie. Soms voel dit soos 'n mes. Maar miskien moet ons leer om anders te luister. As ek glo dat iemand wat naby aan my is, werklik vir my omgee, verander die vraag. Ek vra nie net, hoekom maak jy my seer nie? Ek vra ook, wat probeer jy vir my wys? Wat probeer jy my leer? Want dalk is kritiek nie altyd veroordeling nie. Dalk is dit 'n spieël, 'n teachable moment, 'n uitnodiging tot refleksie, 'n kans vir jou om te groei. Die Bybel sê in Spreuke 27 vers 6, die wonde deur 'n vriend toegedien is goed bedoel. Dis 'n ongemaklike waarheid, want ons wil hê die mense wat vir ons lief is, moet ons altyd bevestig. Hulle moet altyd net mooi goed vir ons sê. Maar liefde is nie altyd bevestiging nie. Soms is liefde ook die moed om vir iemand te sê, ek sien iets wat jy dalk nie sien nie. En dalk is dit presies waarom God sekere mense oor jou pad stuur. Nie net om ons goed te laat voel nie, maar om ons te help om te groei. Maar daar is 'n voorwaarde. Jy moet hulle intensies vertrou. As ek glo jy wil my vernietig, gaan ek elke woord as 'n aanval neem. As ek glo jy wil my goed sien en wil hê dat ek moet groei, kan ek selfs die moeilikste woorde anders ontvang. En dieselfde geld ook andersom. Ons moet ook vra, wat is my intensie wanneer ek iemand aanspreek? Wil ek hulle verander omdat hulle my ongemaklik maak, of wil ek hulle help omdat ek hulle liefhet?
Want selfs waarheid kan 'n wapen word wanneer dit uit ego uitkom. Jesus sê in Matteus 7, waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Dis dalk die hart van hierdie hele ding. Selfsug begin wanneer ek net my eie pyn kan sien. Volwassenheid begin ook wanneer ek ook 'n ander mens se pyn kan raak sien. Wanneer ek kan sê, ek het regte, maar jy ook. Ek het grense, maar jy ook. Ek het behoeftes, maar jy ook. Ek wil gehoor word, maar jy ook. En miskien is dit waar ware liefde begin. Nie wanneer ek ophou om myself te wees nie, maar wanneer ek myself kan wees sonder om jou te vernietig. Wanneer ek my man kan staan sonder om jou plat te trap. Wanneer ek my waarheid kan praat sonder om jou waarheid stil te maak. Daar waar ek my eie grense kan stel sonder om jou menswaardigheid van jou af weg te vat. Want uiteindelik gaan die vraag nie net wees, het ek myself verloor nie. Die vraag gaan ook wees, het ek in die proses iemand anders verloor, omdat ek geweier het om hulle ook 'n ruimte te gee. Daar's 'n plek vir selfrespek, 'n plek vir grense, ook vir selfliefde, maar daar's ook 'n plek vir nederigheid. Want die liefde waarvan Jesus praat, sê nie, ek eerste altyd nie. Dit sê, ek het jou lief soos myself. En dalk is dit die fyn lyn tussen selfrespek en selfsug. Selfrespek sê, ek mag bestaan. Selfsug sê, net ek mag bestaan. En liefde sê, ek mag bestaan en jy ook. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.